Daar is min boeke in die geskiedenis van die mensdom wat soveel invloed gehad het as die Nuwe Testament. Vir miljoene mense is dit 'n heilige boek. Vir ander is dit geskiedenis. Vir ander is dit literatuur. Maar wat beteken dit om die Nuwe Testament histories krities te bestudeer? En hoekom doen moderne universiteitsgeleerdes dit? Welkom by die Nuwe Testament deur 'n histories kritiese lens. Die histories kritiese metode probeer nie vra hoe moet ons glo nie, maar eerder wat het waarskynlik histories gebeur. Dit beteken ons ondersoek die Nuwe Testament soos historiese enige ander antieke dokument sou ondersoek. Dieselfde manier waarop geleerdes Romeinse geskiedenis, Egiptiese tekste of Griekse manuskripte bestudeer. 'n Histories kritiese benadering vra vrae soos: wie het hierdie boek geskryf? Wanneer is dit geskryf? Waarom is dit geskryf? Vir wie is dit geskryf? En hoe het die politieke en kulturele wêreld van daardie tyd die teks beïnvloed? Byvoorbeeld, die evangelies van Matteus, Markus, Lukas en Johannes verskil soms van mekaar. Hulle vertel nie altyd dieselfde stories op dieselfde manier nie. Partykeer verskil Jesus se laaste woorde, die volgorde van gebeure, of selfs wie eerste by die leë graf aangekom het. Die histories kritiese metode probeer verstaan waarom hierdie verskille bestaan. Nie om geloof aan te val nie, maar om die ontwikkeling van die tekste beter te verstaan. Moderne Bybelgeleerdes ontdek ook dat die Nuwe Testament nie in een oomblik ontstaan het nie. Die teks het oor dekades ontwikkel. Die oudste boeke van die Nuwe Testament is waarskynlik Paulus se briewe, geskryf nog voor die evangelies, en die oorspronklike manuskripte bestaan nie meer vandag nie. Wat ons het is kopieë van kopieë van kopieë, soms met klein veranderinge en soms met groot veranderinge. Dit is waar tekskritiek inkom. Die historiese kritiese metode kyk ook na die wêreld waarin Jesus geleef het, 'n wêreld onder Romeinse besetting, 'n wêreld vol apokaliptiese verwagtinge. Baie Jode van daardie tyd het geglo dat God binnekort sou ingryp om die wêreld te verander. Hierdie historiese konteks beïnvloed hoe geleerdes Jesus se woorde verstaan. Belangrik, die historiese kritiese metode probeer nie bewys dat geloof verkeerd is nie. Dit probeer verstaan hoe het die tekste ontstaan, hoe idees ontwikkel het en hoe vroeë Christene die wêreld verstaan het. Hierdie kanaal gaan temas ondersoek soos: wie het die evangelies werklik geskryf? Was Paulus die ware stigter van die Christendom? Waarom verskil die evangelies van mekaar? Hoe is die Bybel saamgestel? En wat sê die geskiedenis werklik oor Jesus van Nasaret? Ons gaan nie fokus op wat mense moet glo nie, maar eerder op wat die geskiedenis wys. Ek is Henning Botha. Welkom by die Nuwe Testament deur 'n histories kritiese lens.